Dankie Here dat ons vandag net kan vasmaak dat U is die koning van konings. Vanoggend Here wil ons voor U kom met een gebed in ons hart. Wys ons U wil duidelik, Here. En elke persoon hier gee ons die geloof om te sien wat U mee besig is en saam met U te stem, Here. Here, ons lewens behoort aan U en ons is 'n lewende offer. Gee ons onsself. Gebruik ons soos U wil. Daar is niemand soos U nie, Here. Jesus, die koning van konings in die naam bo elke naam. Heilige Gees, kom raak ons harte aan vandag. Amen. Amen. Asai, great. Goeiemôre almal. Dit is regtig lekker om julle almal te sien vandag en wat 'n amazing week. Eers ons burgerprojek vir die tieners. Well done, ouens. Guy, Adrian, John, Johan, al die manne wat beheer gevat het. Ek was sommer van vroeg af van die groep af verwyder, dat ek aan die kantlyn kan staan en hulle het baie goed doen. John het finale getalle van gegee. Wat was dit, John? Was baie. So net so oor die 800. So well done, ouens. 800 burgers. Weet julle hoe baie is dit? Daai is genoeg. Amen. So great stuff, ouens. Well done daarmee. Yes, die ouens het verkoop en gegooi en gealles. Dit was amazing en ons gaan doen, ons gaan die totale bedrag vat en ons gaan vir die tieners wat nog nie kaartjies het nie 'n verlaagde prys probeer gee en vir die ander ook en sê luister, ons gaan al hierdie inbetaal hierso vir die ouens wat dit nie kan bekostig nie, soos 'n nuwe prys en kom ons help julle nou mee. So dis ons hart agter dit. Great stuff. Dan die uitreik gister. Okay, well done. Yes, ons was oor die dit klink soos okay, ons gaan nie hande klap vandag nie asseblief. Julle kry dit nie reg nie. Ons was hier by die 60 mense wat op die uitreik gegaan het. Ons het hordes ouens na die Here toe gelei. En ware bekerings. Dit was van so lekker op 'n stadium te klim ek en Johan oor die brug daar by Kuilsrivier agter na die Tikkoppe toe. Ek instap sê ek vir as julle my probeer roof gaan julle pak kry vandag. So kom ons wees rustig. En toe ons al almal na die Here toe en klomp ons nog nooit Jesus aangeneem het nie. Ek nie eens getel nie, ek dink ons het seker by die 60 tot 100 ouens na die Here toe gister gelei en almal kerk toe genooi. Ek sien nie een van hulle het opgedaag nie, maar ons het probeer. So, maar die Here is getrou. Great, ouens, vandag wil ek eers begin en my hele boodskap vandag gaan oor een beginsel, profeteer tot die hemele. Profeteer tot die hemele. Nou, jy sê hierdie is bietjie weird wat jy nou sê, maar hier is die realiteit. Is dat die Here wil reg deur die Bybel jou stem gebruik saam met dit wat hy sê vir vervulling in jou lewe. Ek kom vandag vir jou stadig. As die Here sê dat hy genees jou vandag en jy sê dit kan nie wees nie, ag die Here wil nie, hy's nie vir my nie, sien ek baie keer hoe dit platval. Maar wanneer ons beleef dat die Here ietsie sê en ons kan saam met hom stem daaroor, met ander woorde ons profeteer soos in die hemel so ook op die aarde oor my lewe, begin dit manifesteer. Een van die grootste dienste, as jy dit so kan sê, een van die grootste opleidingssessies wat ek ooit gehad het, was een van my mentors, Chuck Day. Julle ken vir hom Chuck, die Amerikaner. En hy's rarig, hy's 'n amazing ou. Ek dink hy het baie guts want hy het 'n Afrikaanse vrou getrou. En die stupid jokes nie, okay. En Chuck roep ons eendag ons Bybelkollege, ons almal sit so en Chuck begin die Onse Vader bid. Nie die Onse Vader, hy bid. Onse Vader wat in die hemel is. En hy eindig soos in die hemel so ook op die aarde oor almal wat siek is. En soos hy sy hand uithou en hy bid die Onse Vader oor elke persoon, genees hulle op die plek. Bang, bang, bang. Ek onthou die een persoon het nog bietjie goed wat uit die neus uit gekom het en toe hy klaar gebid het, is dit weg.
En elke ou wat voor hom staan genees. En daar kom Chuck en hy leer my die Onse Vader. En al wat die Onse Vader is soos in die hemel, net so ook op die aarde, dat die Here wil hê dat die hemel op aarde moet manifesteer, maar presies soos dit in die hemel is. Nou hier is my vraag, wat sê die hemel oor jou vanoggend? Wat is daar wat die Here wil laat manifesteer op aarde oor jou? Ek gaan nou vir jou wys hoe interessant is dit. En daar het iets in my lewe geskuif, dat elke keer wat ek nou, waar daar iets gebeur in my lewe, of as iets wat voor my is, dan sê ek, Here, is dit wat die hemel nou wil doen? Is dit wat U het in die hemel so op aarde? En baie keer wys die Here vir my iets anderste as wat ek wil hê, of as wat ek wil doen. En is baie keer groter as wat ek kan dink of kan bid. Hierdie gaan vir julle 'n goeie diens wees. Wie is die eerste keer hierso? Baie welkom, baie welkom, baie welkom. Ouens, vandat ek daai mentaliteit in my lewe het, sien ek massiewe wonderwerke gebeur, ver bo wat ek kan dink of bid. Nou, waar stem jy nie saam met die Here op die oomblik nie? Waar is daar 'n plek wat jy nie kan beleef wat die Here in die hemel wil doen op aarde nie? Want hier is die realiteit, hy wil sy koninkryk laat manifesteer in hierdie tyd. Kan ons saamstem met dit? Kom ons begin eers in ons kernvers wat ek 50 keer gaan herhaal vandag. En daai is die eerste een. En die res gaan jy self herhaal. Is in Matteus 6 vers 9. Gaan vir my sien toe. Yes, ek sê vir die ou jou lewe gaan verander vandag. Jy beter dit vir die ou sê of ek dryf daai ding uit. Sê vir die ou jou lewe gaan verander vandag. As jy hierdie verstaan, verander jou lewe, verander die manier wat jy bid, verander jou mentaliteit. En hoor gou mooi, ek sê nie, daar gaan nie taaf goed met ons gebeur nie, daar gaan. Ek sê nie, siekte gaan nie kom nie. Ons is deel, my vriend, net dat ek 'n bril dra, sê vir jou, ons is besig om agteruit te gaan. Okay? Donderdag aand speel ons touchies, 6 of 7 aan die kant, ek kan nie onthou nie. En die volgende oggend toe ek opspring vir manneoggend, ek bedoel uit die bed uit rol, toe voel ek het 'n bout. En ek gaan sit so voor my kas en ek is soos, wat is dit? Ons 'n boutspier. So ons liggame gaan agteruit, daar is 'n tyd wat hierdie klok gaan uithardloop, maar tot dan toe wil ek die volheid inneem wat die Here vir my het. Ek wil 'n lewe in vol hê. As die Here iets sê, wil ek nie iets anders te sê nie, want dan mis ek wat hy sê. Jy verstaan, hier is alles in jou mond en in jou hart wat jy glo. Okay. Matteus 6 vers 9, is julle daar? Ek is nie. Vers 9. So moet julle dan bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Nou daar's die kern wat ek wil hê moet vashou, soos in die hemel, net so ook op die aarde, soos in die hemel, net so ook op die aarde, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dit moet jy, ag, Here help ons. Bid, so moet julle bid. Wat beteken bid? Jy moet stem gee aan dit, jy moet dit release, jy moet, en ek sê van ons van jy het sê, ag, release dit en claim dit, want ek dink ook dat ons ongehoorsaamheid, verstaan? Jy kan nie sê, ag Here, maak my maar jy eet elke dag Kentucky nie. Gaan nie werk nie. Okay? That can happen. Jy moet eers na die Here luister en bietjie minder Kentucky eet. Amen. Jesus, maar Kentucky is lekker op sy tyd. Aha. Ek sal altyd spyt na die tyd, maar voor die tyd sê ek vat sommer daai velletjie dan werk ek om eers te deur. En nou is al die maar wortelmense, man, jouself man. Geen nie om nie. Nee? Kom ons toets dit, wie kry koud volgend? Dis omdat jy maar is. Ek het nog nooit 'n maar beer gesien voor winter nie, papi. Maar in 'n geval.
Nou hier is die skrif wat die Here eintlik vir my gegee het wat alles vanoggend veroorsaak het. Gaan van na Lukas 1 vers 18 toe. Ek herken nie ek's oud nie, maar ek weet ek gaan my bril dra. Nou lyk ek ook slimmer. So sê Sagaria vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Waaraan sal ek dit weet? Nou wat, kom ons gee vir 'n bietjie agtergrond oor Sagaria. Sagaria was die pa van Johannes. Johannes die Doper. Op 'n ook 'n laat ouderdom in sy lewe het die Here vir hom gesê, jy gaan kinders, jy gaan 'n kind kry en dit en dit en dit. En deur wie het dit vir hom gesê? Deur die engel Gabriël. Se engel Gabriël verskyn aan hom en hy sê vir hom: "Hey, ek is engel Gabriël. Ek staan voor God en God sê hierdie gaan gebeur." En wat is sy antwoord? Ag Here. Nee, wie het al ooit gevoel die Here deel iets met jou en as jy met almal deel en hulle sê, jy het te veel pizza geëet gisterand. Come on. En hoor wat gebeur en hierdie is 'n koninkryksbeginsel. Toe sê Sagaria vir die engel: "Waaraan sal ek dit weet?" Hy het net 'n vraag gevra. Want ek is 'n ou man en my vrou is op 'n vergevorderde leeftyd. Dis 'n ou tannie, né? En dalk is sy koud ook. En die engel antwoord en sê vir hom: "Ek is Gabriël wat voor God staan. En ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie ding gebeur, omdat jy my woord wat ek op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie." Dadelik verloor hy sy stem. Jou ongeloof verloor jou profetiese stem. Sodra jy vir die Here sê nee, is daar iets in die atmosfeer wat gebeur wat daai wegvat. Sodra jy begin vra in plaas net te sê ja Here, dit is Here, ek sal Here, ek glo U Here. As jy nie dit doen nie en jy begin vra agter alles sit wat die Here wil doen, daar's iets wat doodgaan. Daar's iets wat doodgaan. Nee. Jy kan dit nie bekostig nie. Ons het vir mekaar sê, jy kan dit nie vandag bekostig nie. Nou die hele tyd wat ek praat oor jou stem, ek wil praat vir jou om in stemming met die Here te wees, en ek wil weer terug aan my opskrif toe is, profeteer tot die hemele, weer eens, soos in die hemel, so ook op die aarde, wat ook al in die hemel gebeur, of wat ook al die Here vir my het, gaan ek onderskei, en ek wil profeteer, en weer eens, daai dag wat my lewe verander het, is toe Chuck se hand op elke ou sit, en hy profeteer eintlik maar net oor hom. Soos in die hemel, so ook op die aarde, word gesond in Jesus naam. Bang, bang, bang. En ek sien 10, 20 ouens op een slag genees na die ander een. En almal was soos, wat het nou net gebeur? Ek moet hierdie voor jou bring. Blaai vir Saam na Matteus 16 vers 15. Luister gou. Hierdie is nie 'n oulike preek nie. Hierdie is nie, ag, die pastoor was so snaaks vandag. Okay. Dis net hoe ek lyk, ek is nie snaaks nie. Hierdie is lewensverandering. Hierdie is waar die koninkryk gaan. Hierdie is wat die hemel skud. Hierdie is waaroor die lewe gaan vandag. Hierdie is die verskil tussen 'n magtige man van God en net nog 'n persoon. Hierdie is die verskil tussen jou en ander mense wat sê, jy's so lucky. Nee, jy is nie, jy het hierdie reg gekry. Hallo. Wat is jou perspektief van die Here? Matteus 16. Jesus is met die disippels besig en hy sê vir hulle, vers 15, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus
En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. So wat het hy gesê? U is. U is. U is die Seun van die lewende God. En wat sê Jesus vir hom? Hy sê, wel, daar's gesag vir jou, Paul. Daar het jy nou net iets gesnap. Toe antwoord Jesus hom en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Hallo, daar is weer die hemel. Daar is weer soos in die hemel, so ook op die aarde. En toe sê ek ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat stop die poorte van die doderyk? Jou openbaring van God oor hom. Hallo. Jou openbaring van God stop die poorte van die doderyk. En dan maak hy 'n volgende stelling, hy sê wat? Ja, ook gaan 'n bietjie antwoord dit. Wanneer ek met die demoniese in aanraking kom, het ek nie 'n saak oor die demoniese nie, ek fokus op wie God is, want dit verdryf die demoniese. Iemand stuur vir ons hierdie week 'n boodskap van die buiteland af, JC, ons trek in 'n nuwe huis in, dis super demonies, wat doen ons? Wat se olie moet ons koop? Wat se wat? Wat se Bybelvers wat ons skryf op die muur? Nee my chom, jou openbaring van Jesus Christus, en 'n eenvoudige gebed van Here, laat U naam verheerlik word in hierdie plek, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Dankie Here dat U, as U nie hierdie huis bou nie, dan sal ons verniet bou. Laat U glorie in hierdie plek kom. Bang, daar breek die demoniese. Het ek een oomblik gefokus op die duiwel? Nee, ek fokus op die koninkryk van God, wie hy is. Wie hy wil wees, wat hy wil doen in hierdie plek. Asseblief luister net vanoggend. Jy kan die res van die jaar jou dinge sommer afvee, maar vanoggend moet jy luister. Amen. Okay, neem nie amen op dit nie, want ek gesê dinge is af. Jy het gesê, nee Jason, luister altyd na jou. 9 en 10. En ek sê die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy, wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Wat sê jy van hom vanoggend? Wat beleef jy van hom? Wat wil hy doen vandag? Wat glo jy van hom? Wat vertrou jy van hom? Wat bid jy van hom? Profeteer tot die hemele. Dan raak dit interessant. So kan jy elke keer sien, daar's 'n stem betrokke, daar's 'n stem wat in agreement moet kom met die Here, daar's 'n stem wat saam met die Here moet stem, konstant. Kan julle sien? Maar kyk vat verder vir jou. Gaan hy saam na Jesegiel toe. Jesegiel 37, die droë bene, ons almal ken dit. Ek wil dit vir jou lees en ek wil vir jou wys deur die hele Bybel wat die Here doen. Ons gaan van vers 1 af tot 7. En die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here, en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. So ek wil hê jy moet jou realiteit sien, ek wil hê jy moet sien wat voor jou is, maar ek wil hê jy moet laat die Gees van die Here op jou wees. So wat doen ek? Ek gaan dit baie prakties maak vir jou. Daar's 'n situasie, ek bid in tale, ek word vol van die Heilige Gees, en ek sê, Here, nou wil ek sien wat U sien. So wat doen ek nie? Ek's nie in my vlees, en nou wil ek die ding aanvat, en nou wil ek is soos, Here, ek trek terug, want ek wil U hand op my hê, ek wil sien wat voor my is, maar dan wil ek sien wat U sien, soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Hallo. En hy het my by hulle laat verbygaan, na elke kant toe, volle perspektief oor wat aangaan. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor.
Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewend word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. So wat sê hy? Hy sê nie, die Here vra vir hom, kan hierdie ou lewe? Hy sê, Here, net wat U sê gaan ons doen. Hy staan nie teen die Here en sê, ag Here, as U goed is, as U eendag as U wil nie. Hy sê, Here, U weet. U weet, wat U ook al sê, sal ek nou profeteer. Hoor gou vir my, daar's grondgebied wat vars vir jou lê om ingeneem te word. Ek stap Saterdag verby 'n gebou. Gebou is oop. My eerste vraag is, ek sê, Here, is dit 'n nuwe kerk hierdie? Wat sê die hemel hieroor? Nee, JC. Okay. Check maar net, ek check maar net. Maar as hy vir my ja gesê het, het ek geteken, hierdie week al. En dan sy die geld gekom het, en dan sy die hemel oopgebreek het, en dan sy John nie meer hier gewees het nie, maar 3 blokke van hier af. Ek het by John gestap Saterdag, dink ek sê, John, ek het 'n gebou gesien, maar ek bid nog. Sorry John. Hey, ons gaan nou nie 'n Engelse kerk begin nie. Ons hou daai Engelse demoon nog weg. My vrou sê altyd vir my, dis nie 'n demoon nie, ek sê, dis 'n demoon daai. 4, daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. Wat is jou profetiese stem op hierdie oomblik? Wat is dit wat jy profeteer oor jou situasie? Wat is dit wat jy in die atmosfeer inbid, uit die hemel uit af aarde toe bid? Wat is dit wat jy opstaan? Dit gaan bepaal of jy die grondgebied inneem of nie, punt. As jy back down van die fout, van die geveg en dit nie gebeur nie, maar as jy gaan daarvoor, ja, gaan dit gebeur. Lashantay bel my iewers. Sy sê vir my, luister, wat moet ek nou doen met die nuwe kerkgebou? Ons bou ons nou nog 'n kerk, want die ander kerk word nou 'n skool. Ons word nou 'n private skool, die wat dit nog nie weet nie. Daar's so 150 tussen 150 en 250 kinders op die eiland wat nie skool toe kan gaan nie. Dit is in vloede tyd. En so hulle word actually amper 'n jaar agter. En ons begin nou 'n private skool op die eiland. Wel, hulle almal is welkom. So die kerk word nou 'n skool en dan bou ek nou 'n nuwe kerk. En sê Chantay vir my, so hier's die lys van alles wat nodig het. Is daar geld? Ek sê vir dis nie dit werk nie. Gaan vind vir my uit wat dit kos en dan bid ek vir geld. Werk jy op my beursie nie? Dis stupid. Ag, jy's een van daai ouens. Ek is en ek gaan daai kerk bou en nog baie ander en jy gaan terugstaan en sê, hoe het hierdie mal ou dit gedoen? Wel, ek sê net nie nee vir die Here nie. Dink jy dit al hierdie gebeur? Ek kan vir jou elke ding hier wys wat ons gedoen het in geloof en die Here het voorsien. Ek het eendag gestap by 'n ou wat hierdie skerm vir my gewys het en ek onthou ek het weggestap en vir die Here gesê, Here, eendag as ek groot is, wil ek so 'n skerm hê. 2 dae na dit bel die ou my. Hy sê, luister, wil jy nie daai skerm hê nie? Hy sê dis COVID ons is nou in COVID. Hy sê ek kan dit nie bekostig nie. Betaal my net wat ek betaal het elke maand 'n klein bedragie tot jy dit afbetaal. Jana, kom haal dit. Ek sê, Here, wat sê u? Ek het dit, gaan haal hom. Okay. Maar jy dis COVID. Jy kan nie, dis onwys om wat doen jy? Wat daar staan dit? En is afbetaal in COVID. R1 miljoen. Okay, ek weet, nou dag die praat ek oor wat die Here doen, sê iemand, daai is 'n windgat. Dis sê ek, ja, ek is. Rarig. Ek het 'n hemelse mentaliteit. En ek hoop van julle kan net saam my stem dat daar iets verander in jou lewe, dat jy vir mekaar sê, dit het toe gewerk. Can you believe it? Daai ou was reg. En van julle gaan aanhou met jou, ek weet nie, droë bene. Wie het help vir droë bene? Jy voel alles word 'n bietjie seer, geel vet biltong. Ek weet nie, partykeer sny ek hom net so en ek eet so 'n bietjie daarvan en voel dit of alles vir net gesmeer word.
Wat dis verniet is raad, Dr. JC. Gaan vir my aan. So spreek die Here tot hierdie bene, kyk. Ek bring gees in julle in, sodat julle lewend kan word. Gees in julle in. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle opkom. En vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewend kan word. En julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos hy my beveel het. So stop gevinnig daar. Wat was ons opskrif? Profeteer tot die hemele. Wat was die kernvers? Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat sê Jesus? So met julle? Is 'n bietjie vroeg om gaan ons huis toe. Julle weet dit, nee? Of vind ek ander? Ek gaan nog so 'n bietjie aangaan, ek het nog tyd. So JC, maak dit vir my prakties. Dis eenvoudig. Jy doen nie die lewe nie, jy vra vir die Here, wat is die lewe? Jy loop nie net nie. Jy sê, Here, wat moet my loop wees? Jy bid oor elke situasie en wat hy ook al vir jou sê, kom jy in agreement met hom of met jou vrou en hom. My vrou is altyd my check and balance. My vrou is altyd die een wat saam met my reading check. As ons altyd voel dit is, dan staan ons op dit, ons bid dit en ons voer dit uit en ons maak seker dit kos ons alles in gehoorsaamheid. En ons het geen exit nie, ons stap 100% vorentoe en dan manifesteer dit. So wat hy ook al vir ons sê, bid ons, glo ons, profeteer ons en ons sal konstant vir mekaar sê, wat het ons gevoel sê die Here? Dit. Wat het ons gevoel sê die Here? Dat. Ons glo dit en ons loop nou en die see sal ooptrek, die Jordaan sal stil staan, die mure sal val. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ek weet nie wat jou hemel is nie. Ek weet nie wat die Here oor jou beplan nie. Maar ek weet, as jy dit snap en jy kan dit by hom hoor en jy kan dit profeteer, gaan dit begin in plek val. Amen. Ek en ons vat dit verder. Blaai van Matteus 18:18 toe. Julle daar. Bewaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel gebonde wees. Wees sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal dit 'n dele val van my Vader wat in die hemel is. En dan die kern is, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek hulle in hulle midde. Jy moet hierdie snap vandag. So ons vergader gereeld. Ons bid gereeld. Ons soek die Here gereeld. Ons sit by hom gereeld. Oor elke situasie, ons doen nie iets as ons nie die Here hoor nie. En sekere tye moet jy net aanhou vertrou. Net aanhou bid, net aanhou profeteer. Ek onthou jare terug as 'n jong man het ek nie 'n kar nie. Wel, ek het 'n kar gehad, maar dit was rarig nie 'n kar nie. Ek sê wat se kar dit was, maar het 'n gat voorin gehad, warm lug het in, dit was regtig net belaglik. Die klok het al oorgeslaan, ek dink hy's weer op 300 000. Dit was net nie lekker nie. En ek bid eendag, ek sê Here, as dit U wil is, gee vir my 'n kar, help my, breek vir my deur. En ek hoor hoe die Here sê, ek gaan vir jou 'n nuwe kar gee. En eendag is ek moeg gebid. Wie sal moeg gebid partykeer? Maar wees eerlik. En ek's moeg gebid en ek hoor hoe die Here vir my sê, stem nog net 'n klein rukkie saam met my. Net 'n klein rukkie. En ek hou net aan saam met die Here stem. En daai dag, 2 dae na dit, kry ek 'n oproep van 'n boer. Ek het dit al baie vertel. Hy bel my, hy sê, "Chase, wat doen jy vir 'n lewe?" Ek sê dit en dit en dit. Hy sê, "Ek het jou jare laas gesien." Ek sê, "Ja." Hy sê, "Die Here praat met my. Ek het 'n droom gehad van jou gisterand." Hy sê, en ek sê vir die Here, toe ek wakker word in die middel van die oggendure, hier het my so gebless. Hy sê, as ek op my lande ry môreoggend en hy praat weer met, dan weet ek moet JC bel. Hy sê, tussen in sy lande inry, toe kom alles terug na hom toe. En al wat die Here gesê het, hou aan saam met my stem. Hy bel my, hy vra vir my,
Wat kan ek vir jou doen? Ek sê dalk moet jy, ek het met klomp tieners gewerk. Hy sê dalk moet jy hemde vir die tieners koop en dit. Hy sê dis nie dit nie. Die Here wil iets groters doen. Dit. Nou weet ek die Here sê vir my ek wil vir jou 'n kar gee. Ek sê, weet jy wat, nee, dalk moet jy my net help met 'n lening, dan kan ek jou terugbetaal. Hy sê nee. Hoeveel is dit? Ek gee vir hom 'n bedrag. Hy sê, kan jy gou die ou se rekening vir my stuur, waar jy die kar koop, en betaal ek dit gou oor. Teen die tyd wat jy daar kom, sal dit release wees en dan kan jy die kar gaan haal. Hoor gou mooi. Ek moes nog 'n rukkie saam met die Here stem, nog 'n rukkie aanhou, nog 'n rukkie glo, nog 'n rukkie profeteer, nie back down nie, bly glo, soos in die hemel so ook op die aarde dit vasmaak, stem gee aan wat hy sê, stem gee aan wat hy sê, stem gee aan wat hy sê, en toe land dit. En nou hoop ek jy kry so 'n bietjie van 'n wakker word, geliefde. Mag hierdie vir jou Amerikaner wees volgende. Double shot. Mag hierdie 'n lewenstyl word. Maar ek is nog nie klaar nie. Amen, dankie JC, dit bless ons so vanoggend. Hou net aan, hou net aan. Ek hoor julle harte, ek hoor dit, ek sal aangaan. Baie na Joshua toe. Joshua 5 vers 6. Een geskiep, ek sal net teruggaan. Want 40 jaar lank, dis vers 6, nee, want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. En die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het dat hy hulle in die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan ons te gee nie. 'n land wat oorloop van melk en honing. So wat het gebeur? Hulle het in die woestyn beweeg. Wie het al wonderwerke gesien? Steek jou hand op. As jy nog nie 'n wonderwerk gesien het nie, asseblief kom na die diens na my toe. OK? Dit is net die Here vertrou vir ietsie. Dan sien ek nou maar vir jou en die Here vat jou dat jy net wakker word. Nee, ek bedoel dit nie lelik nie. As jy nog nooit na die tyd, ek en jy. Amen. Amen, JC. Great, dankie, ons stem saam. Gaan my een terug. Gaan na Hebreërs 3 vers 7 toe. So, hierso het Israel beweeg. Hulle het elke dag wonderwerk gesien. Hulle het manna gesien en toe kom hierdie een volk teen hulle by die beloofde land en hulle stelling was: ons is sprinkane in ons oë en in hulle oë. En Joshua skeer sy klere. Moses skeer hulle klere en dis kom ek swart aan het vandag. Ek vas. Ek joke. Ek het hierdie hemp gekoop en dit cool gelyk. Hulle skeer hulle klere oor wat? Die volk se ongeloof om saam met die Here te stem. En die volk was so ongelowig, hulle wou hulle stenig. As jy sit vanoggend en jy dink, ja, whatever, jy is deel van Israel wat my wil stenig vanoggend oor 'n woord van die Here. Ek rou vir jou. Ek rou namens jou. As jy sit en jy sê, ag, weet jy, hy's een van daai ouens. Ek rou vir jou, Pel. Ek gaan nie my klere skeer nie. Dis 'n nice hemp, maar sien die skeure kom. Sien dit. Want my God kan. Ag, Here help hulle. Halleluja. Julle klink al beter as 'n graad 1 skoolkonsert. Hoërskool beter, graad 1. Ek verstaan net nie dat ons as ouers regtig dink ons kind doen goed in graad 1 skoolkonsert nie. Kyk vir Boetie, hy doen so goed, dan sit ek al as ek soos, Kyk ons sal dieselfde ding. Halleluja. En al die mammas neem foto's. My seentjie hy gaan 'n ster word eendag. Halleluja, Here help ons. Dalk profeteer jy. Amen. Ekskuus, ek het 'n ongeloof daar gehad. Ek het op my vrou gesê, dalk moet jy net alleen gaan. Ek kan nie deel, jy weet nie. Nou vat sy my nie saam nie.
Ek hoor nie, daar was daar 'n skoolkonsert. Okay, is julle daar? Man, is nie my skuld, jy is nie profeties nie. Hoor by die Here waar jy moet wees. Hebreërs 3 vers 7. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, nee, in die dag van die versoeking in die woestyn nie. So wat sê hy? Wat quote hy? Hy quoteer weer Joshua. Hy sê vandag as jy die Here hoor, moenie jou hart verhard soos in die verbittering in die woestyn nie. Hy kyk terug en hy sê julle paas het dieselfde gedoen. Toe ek met hulle gepraat het, het hulle ongeloof in hulle harte gehad. Hulle het my nie geglo nie en hy sê ek het by myself gesweer dat hulle nie in my rus sal ingaan nie. Hoe lekker is dit nie om in die rus van die Here te wees nie. Anders was julle almal op pad Amerika toe. Ek was dit gemeentelede ook daar. Julle het 'n woord, ek het saam met julle gebid. Wees rustig. My vriend, jy hardloop nie sonder 'n woord nie. Amen. Daarom, soos hy gesê het, kom ons gaan aan. 9. Waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Julle almal het julle hande opgesteek vir wonderwerke. Daarom het ek vertoring geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toring gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan nie. Hulle sal my rus nie ingaan nie. En dis eenvoudig, soos in die hemel, so ook net so op die aarde. Wat jy ook al beleef, hy vir jou sê, profeteer, staan daarop en reageer daarop. Nie back down nie. Nie back down nie. Of wees soos Israel, wat hy sê, jy het maar soveel wonderwerke gesien doen, hoekom glo jy nie vandag dat ek dit kan doen nie? Dis 'n lewenstyl. Dis 'n lewenstyl. Numeri 13:33. As jy met vir jou lees. En dis waar Israel sê, maar ons is sprinkane in ons oë en in hulle oë. Daar het hulle dit verkeerd gekry. Daar het hulle dit verkeerd gekry. Kom ek lees tog die laaste stuk vir jou. Jy kan die belofte op dit voel. 5 hande, kom ons probeer weer. Jy kan die belofte van die Here op dit voel. 6, amen. Aan my weer na Numeri 14 toe. Dankie Jesus. Nie is wat in jou hart moet gaan, elke keer as die Here praat. Toe die hele vergadering uitgeroep. Dan onthou net voor dit is wat gesien, hulle sprinkane, ons is sprinkane in ons oë, hulle sprinkane, ons is sprinkane in ons oë en ons is sprinkane in hulle oë, nê? Hulle het hulle stem verhef en die volk het die hele nag geween. Stop jou gemoupery. Stop jou gemounery voor die Here. Hou op huil en glo hy is. Het jy self al gevind, jy is eers in 'n gat nie, jy is die gat, pel. Al die nuwe besoekers, ek is jammer daarvoor. Nie regtig nie, maar hoor wat ek sê, ek moet 'n punt maak. Maar gaan nou 'n wonderwerk gebeur, dan sê julle gaan almal my vergewe. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron en teen JC, nê? In hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het. Jy het dit al ooit gehoor, die goeie ou dae se ding is man, nou is die goeie ou dae. Nou is die goeie dae. Kan ons ophou, die goeie ou dae. Nou is die tyd, ons is geroep vir nou. As die Here jou daai tyd daar wou gehad het, my chom, dan was jy nou 100 jaar ouer, ekskuus. Aan die kant toe. Nou is die tyd om te lewe.
Nou is die tyd om die lig te wees. Nou is die tyd om te profeteer. Nou is die tyd om 'n antwoord te wees. Nou is die tyd dat almal na jou toe opkyk en sê, wat is anders by jou? Op terugkyk, jy gaan 'n soutpilaar word. En waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vrouens en ons kinders sal 'n byt word. Hoor God hulle profeteer. O, my vrou, my kinders. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Ons altyd een hoof peanut wat in die verkeerde rigting inneek. Amen. En Joshua, die seun van Nun, en Caleb, die seun van daai ou, twee van die wat die land verken het hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewone goeie land. En as die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. En hoe groot hy volgens hierdie is amazing. Wees nie teen die Here in opstand nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskikking het van hulle gewyk. En die Here is met ons. Wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees vir hulle nie. Kom sluit die oë. Net daar waar jy sit, sê net, Here Jesus, wys my duidelik waar my profetiese woord moet verander. My lewe, my woord. Ek vat verantwoordelikheid vir dit. Jesus, Heilige Gees, kom op hulle neer. Breek dit oop, Here. Daar is niemand soos U nie. Ons die liewer as die lewe. Sê Here, dankie vir 'n hoopvolle toekoms in U. Ek het U lief, Here. En dankie dat U my liefhet. Amen.